be the center. Laat dit gebed van jou hart word. Be my source, be my light, Jesus. Karamanda kisine. Jesus, be my center. Be my hope, be my soul, Jesus. Be the fire. Be the fire in my heart. Be the wind in myself. Be the reason that I love Jesus. Jesus. Come and sing me, Jesus, be the fire in my heart. Be the fire in my heart. Be the wind in myself. Be the reason that I love Jesus. Met alles in mij, met kracht en verstand, heeft hij die lief. Hij heeft die lief, o Heer. Hij heeft die lief, o Heer. Met alles in mij, met kracht en verstand, heeft hij die lief. Kom ons op dit om van my een sing dit vir hom. Hij heeft die lief, o Heer. Hij heeft die lief, o Heer. Met alles in mij, met kracht en verstand, heeft hij die lief. Halleluja, karamanda usiega. Hij heeft die lief, o Heer. Hij heeft die lief, o Heer. Met alles in mij, met kracht en verstand, heeft hij die lief. Kom ons sing dit vir 'n laaste maal. Ek het die lief vir jou. Hij heeft die lief, o Heer. Hij heeft die lief, o Heer. Karamanda kisine. Met alles in mij, met kracht en verstand, heeft hij die lief. Hij heeft die lief, o Heer.
Kisienda ukusiti ni karamanda ukusianda ukusiti ni kisiende. Ons aanbid die naam vanmôre, Here, daar is niemand soos U nie. Kisianda ukusiti ni karamanda ukusiti ni kisianda ukusutundu. Kisienda ikisiti ni karamanda ukusienda ikisiti ni kisienda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Karamanda ukusiti ni kisienda. Net so oomblik in sy teenwoordigheid geniet het. Praat met hom daar waar jy staan. Vertel hom hoe dankbaar jy is dat hy jou eerste lief gehad het. Kisianda ukusiti ni karamanda ukusienda ikisiti ni kisienda. Ukusiti ni anda ukusiti ni kisienda. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Here, dankie dat U beweeg onder ons. En dat U met ons deel en met ons harte praat vanmôre. En ek dank U, Here, dat U deur ons aanbidding vanoggend ons harte voorberei het om die woord te kan ontvang. En by onsself te kan seker vanmôre, maar het ons regtig die Here lief. Maar dit word net gewys wanneer ons glo en wanneer ons vertrou. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, ek kan die sitplekke neem. Ek gaan vra dat die persone wat my gaan help by die nagmaal asseblief net voor ons sal kom. Ek gaan kom help asseblief. Met die tafel op ons stoel. Gaan ek vir julle lees uit die woord van die Here uit. Ons lees die nagmaal vanmôre by 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waar hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Kom ons bid net, Here, wanneer ons môre aan hierdie nagmaaltafel gaan aansit, en hierdie brood wat U liggaam simboliseer en die sap wat U bloed simboliseer gaan gebruik, laat ons onthou wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Laat ons môre net weer eens opreg kan dankie sê, Here, want dit is nie vir U was nie, omdat baie van ons nie vanmôre hier gesit het en nie geloof het nie, maar Here, toets môre die opregtheid van ons harte. Toets môre, Here, met hierdie woord wat ons gaan gebruik. Want dit is die vlees van die Here wat ons gebruik vanmôre. Toets ons vanmôre. En help ons en wys vir ons, Here, as daar enigiets is in ons harte wat ons met U moet regmaak, dan doen U dit vir ons. Maar seën elkeen wat hierdie broodjie gaan eet en hierdie glasie gaan drink vanmôre, met daai onbeskryflike liefde sonder grense wat U vir ons bewys het aan die kruis. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra Matilda, jy speel vir ons houtkruis, dan gaan ons uitdoen. Oh
Voor die arm en hij, gedaan en jij, na die kruis van Jezus. Hoe zal het ons kan handelen? Halleluja. Halleluja, Christ Jesus. Halleluja. Dankie, Heer. Voordat ek die nagmaal gebruik, ons wag vir almal, gaan ons dit saam gebruik, hoor. Wie zal mij gitaar, ze staan brengen? Wie zal mij kantoor maken? Als mijn voeten dansen, lossen, regen. Want daar was de hoop. Halleluja, Jesus. Het almal 'n broodjie en 'n glasie gekry? Baie dankie, julle kan maar voel. Als gevoelens hoegenaamd besluiten raak, dan was daar nooit die peiling. Toen die spijkers weer die bloed, daar die hoop kruiskraag. Want daar was de hoop kruis. Sal ons as gemeente asseblief almal opstaan? Vat jou broodjie in jou hand en jy sê, Here, vir van vandag af elke toekomstige siekte en trauma wat my liggaam sal tref, U het aan die kruis gesê, dit is volbring. Kom ons eet saam. Ook die glasie drink ons aan herinnering aan sy bloed, want vir elke keer wat die vyand jou gaan aanval, vir elke keer wat jy verkeerde keuse gaan maak, kan jy terugdraai na die kruis toe. Daar is vir jou oorwinning. Kom ons drink saam. Here, baie dankie vir vanoggend se herdenking van die nagmaaltafel. Ek glo dat U vanoggend dalk vir ons elkeen iets niets net gebring het, dat dit nie 'n tradisie sal wees nie, maar elke keer die wonder wat ons daarvan sal onthou. Ons dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Goed, ons gaan iemand vra net sy julle twee sommer ons die glasies opneem. Dan kan jy sitplekke neem.
Broers en susters, ons tema vir vandag is liefde sonder grense deel 1. As ek vandag dalk nie baie oor liefde sonder grense gaan praat, onthou dis maar deel 1. Ons gaan dit so 3 Sondag afhandel, maar vandag wil ek met u praat oor maskers. Ek kom met die beeld so 'n bietjie oor maskers wat ons almal dra op 'n sekere tyd in ons lewe. Maar voordat ons daarby gaan begin, kom ons lees Romeine 12 vers 9 voor. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Verafskie is 'n baie sterk woord, nee. Verafskie laat jy so baie ding kan haat. Nou die Here sê, jy moet die goed en die slegte dinge, wat jy haat, jy moet dit verafskie. Jy moet wegstap daaraan. Jy moet nie vashou daaraan nie. Want wat, as jy vashou iets wat sleg is, wat gebeur met jou? Die appel word vrot. Die vrug wat jy dra is vrot en vol wurms. Wanneer ons die sleg aanhang. Maar die Here sê, hang die goeie aan. Kom in die plek van die woord. Kom in die plek van sy teenwoordigheid. Kom in die plek waar hy jou kan bedien met jou seer. Kom in die plek waar die vrug wat tevoorskyn kom uit jou lewe uit, so mooi en so vars is, dat ander dit raak sien. Dis wat die skrif sê. Nou ek kom met die praat vanmôre oor maskers. Dis 'n baie groot onderwerp, dis hoekom ek besluit het om dit in 3 dele te bring. Ons mag nie geveins of hiperkrities wees nie. Die kind van God moet duidelik kan onderskei tussen goed en kwaad. En weet jy hoe doen ons dit? Deur die Heilige Gees te vra om ons te help. Dis waarvoor die Here die Heilige Gees na ons toe gestuur het. Om ons te kan waarsku en sê, oppas. Dit wat nou voor jou is nie van my af nie. Dit wat nou uit jou mond uitgekom het, is nie van my af nie. Jou gedrag is nie van my af nie. Of hy gaan vir jou sê, mooi so. Dit wat jy nou gedoen het, is in lyn met die vrug van die Gees. Jy gaan dit weet, broer en suster. Moenie maak asof jy nie die Heilige Gees se stem ken nie. Die oomblik wat Jesus Christus in jou kom woon het, dan weet jy hy woon in jou en hy praat met jou en hy waarsku jou en hy lei jou. Die probleem lê by ons en die maskers wat ons dra. Want ons is so bang. Die mense sien wat in ons harte is. Maar God kan sien wat in ons harte is. Ek gaan met jou praat oor 'n paar maskers wat ek wil identifiseer volgens. Die eerste masker is die alles gaan goed masker. As jy by iemand kan, hallo, hoe gaan dit? Nee, baie goed. Die Here is op die troon. Daar is niks moeilikheid in my lewe nie. Ek stap elke dag op die pad waar ek moet wees. Hy lei my, hy rig my, maar in die tussentyd is daar persoon in depressie vasgevang. In die tussentyd gaan lê daai persoon vanaand in die bed en huil oor elke probleem wat op hulle pad kom. En sê, Here, ek kan nie meer nie. Vat dit weg van my, ek wil dit nie meer hê nie. Maar môre God staan op en sê, hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan goed, die Here is op die troon. Maar jy het al vir 'n paar dae nie eens met die Here gepraat nie. Jy dra 'n masker voor mense, want jy wil nie hê hulle moet sien hoe seer jy binnekant het nie. Maar weet jy, broers en susters, daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, bid vir mekaar, dra mekaar se laste. Is ek reg, Jean? Met ander woorde, dit moenie vir jou 'n probleem wees om na iemand wat jy vertrou te gaan en sê, weet jy wat, my hart is baie seer vandag. Ek is stikkend, ek sukkel met hierdie situasie in my lewe. Jy moet kan gaan na iemand toe, jou masker afhaal en sê, ek kan nie meer sê, dit gaan net altyd goed met my nie. Ek moet die masker 'n bietjie afhaal vir jou, want die Here sien in elk geval wat agter die masker is. Maar ons steek weg, want ons wil nie hê mense moet dit sien nie. Wat is veel belangriker? God se krag en teenwoordigheid of die opinie van mense? En onthou, jy dink dalk jy gaan alleen met daai probleem, daarom sit jy die masker op. Jy kan sê, nee, ek kan nie vanmôre by die kerk kom en sê dit gaan met my sleg nie. Wat gaan hierdie persoon sê? Daai persoon met wie jy praat, gaan dit dalk nog slegter as met jou. En as jy jou masker afhaal en 'n bietjie van jouself deursigtig laat dra en jy sê, weet jy wat, ek het
goed met my, die Here is goed vir my, maar my hart is so 'n bietjie seer oor die troubles wat ek hierdie week gehad het, en my persoon sê, weet jy wat, my hart is so 'n bietjie seer. Kom ons ondersteun mekaar. Kom ons druk mekaar so 'n bietjie. Kom ons bid vir mekaar. Let us lean into the comforter. Maar nou draai jy hierdie stuk intenseer in jou, en jy sê, nee, dit gaan goed. Ons steek ons seer, depressie of twyfel weg, agter 'n glimlag, sodat ander nie ongemaklik moet voel. Ons wil dit nie wys nie. Ons is vroom. O nee, daar kan nooit 'n probleem in my lewe wees, 'n kind van God, en jy lieg vir jouself. Jy lieg vir jouself, want nêrens in die Bybel is die kind van God gewaarborg dat hulle sonder probleme gaan wees nie. Inteendeel, daar staan, menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar hy weet alles, hy red die Here. Halleluja! Begin besef, dat wanneer daar seer in jou hart is, praat eers met die Here. En vra vir die Here, met wat 'n mens kan jy gepraat? Want baie keer praat jy met die Here, maar as jy dit teenoor 'n mens uitpraat, dan voel dit 'n ware las van jou skouers. Kan ek 'n amen kry? En weet jy, broers en susters, voordat ek die boodskap vir u kom preek het, was daar 'n las op my ook gewees. Want my hart was baie seer gewees oor iets. En weet jy wat moes ek doen? Ek moes na die Here toe gaan en sê, Here, vat dit vir my af weg. Ek moes my masker van, ek is die pastoor, ek gaan raai afhaal. En ek moes sê, Here, ek staan voor u naak, u sien my hart raak, u sien alles raak, vat die seer vir my weg. En wat het hy gedoen? Hy het kom weg, vat vir my weg. En ek het gevoel sy krag oor my vloei, my nuut maak, en hoe dit van binnenkant af uithaal, en ek het toegelaat, dat die Gees van God my ontmasker. Baie keer wil ons nie na mense toe gaan nie, want kom ons wees nou maar eerlik. Was bitter min mense wat 'n mens kan vertrou. Nou kry ek die grootste amen van almal. Julle moet almal met my gepraat, né? Afspraak julle. Maar dis die waarheid. Maar gaan na die persoon toe wat die Here vir jou wys. Want God ken harte. As ek baie hartseer is op iets en dat die Here, as altyd 2 persone wat ek gaan, is eers mense wat hulle het nagesien. Dan bel ek aan mense en sê, joh, leen net jou oor so 'n bietjie vir my. Dan wend ek en ek gaan te keer en ek raas en ek kyk. En luister die persoon gedaag na my en sê vir my, gaan lees daai skrif, gaan sing daai sang, gaan doen wat die Here sê. Maar ons moet op 'n plek kom, waar ons hier alles God maskers bietjie afhaal. Maar gaan eers na die Here toe. Hoor my familie. Dan sal nog 'n masker. Die aangeleerde hulpeloosheid masker. Wat is dit? Daai is een wat ek moeilik hanteer. As 'n mens, dis my verskriklik moeilik. Want ek sukkel met geduld. Sien, ek is eerlik met u, ek erken. Ek sê vir u, aangeleerde hulpeloosheid mense wat sê, die lewe is vir my te moeilik. Ek kan nie vandag te doen nie. Môre moet ek na die spesialis toe gaan. En hoe gaan ek daar kom? En wat gaan hy vir my sê? En sê nou maar, sit my in die hospitaal. En sê nou maar dit en sê nou maar dat. Want hoekom sê hulle dit? Want hulle wil hê jy moet gesê, nee man, ek sal jou vat. Ek sal jou hand gaan vashou. Ek sal saam met jou gaan sit daar. Ek sal met die dokter praat vir jou. Want hoekom hulle is bang vir wat hulle gaan hoor? Met ander woorde, dit kom vanuit die wortel is vrees. En van wie af kom vrees? Die vyand, nie van die Here af nie. Nou kom die vyand met 'n klein vrees in hulle kop en dan gaan dit in hulle hart toe, dan word dit 'n wortel van bitterheid. En die res van die mense se lewens leer hulle 'n vorm van hulpeloosheid aan, sodat ander mense hulle probleme van hulle moet uitsorteer. Dankie Martie. Jy ken dalk so iemand vandag? Of dalk is jy self die persoon van wie ons nou praat. Aangeleerde hulpeloosheid. Familie, onthou net, jy is nooit alleen nie. Die Vader, Seun en die Heilige Gees is altyd met jou. So om te sê, ja, maar ek is alleen, niemand kan nie. Dis nonsens dan. Jy bid en jy sê, Here, ek het hierdie situasie. Ek as self het nie genoeg krag om dit uit te sorteer nie. Help U vir my, dan stuur die Here iemand op jou pad om jou te kom help. Kan ek 'n amen kry?
So moenie val onder die masker van aangeleerde hulpeloosheid nie. Jou emosies moet begin onder beheer raak van die Heilige Gees. Jou mond moet 'n slag tot bekering kom. Nou is jy die chips dan nie. Want baie keer die goed wat ons spreek, is tekens van aangeleerde hulpeloosheid. Ons praat ons maar baie keer in die hoë bloeddruk ook in. Julle lag is nie baie. Maar ons leer goed aan en dan sit ons daai goed maak ons van wat maskers om 'n ander beeld voor mense te hê, want hulle moet net nie weet dat daar eintlik in my 'n vrees gewortel is wat ek al jare mee saamleef en ek weet nie meer hoe om my te hanteer nie. Sulke mense wat van aangeleerde hulpeloosheid het, sluit hulle in hulle huis toe. Hulle wil baie keer nie by hulle voordeur uitgaan nie. Nee, ek kan nie dan sê nou maar. Broers en susters, as ons met so iemand te doen kry, mag ons nie mense veroordeel nie. Ons moet hand uitsteek en hulle met liefde behandel. Ons moet sag wees met hulle, maar ferm. Jy moet sê, nee, weet jy wat? Jy kan uit die rolstoel uit opstaan, loop. Mag ek maar sê, van toe by Marietjie gaan kuier het soos hom. Ons gaan kuier by Marietjie na Aurora. En sy sê vir my, pastoor, ek kan nie opstaan nie, ek sukkel om te loop. En hulle het my 'n rolstoel bestel. Ek sê, Marietjie, ek wil nie die woord rolstoel hoor nie. Jy gaan by die kerk se deur self instap, staan op in die bed uit en loop. Sy sê, pastoor, ek gaan probeer. Maar sy het nie aangeleerde hulpeloosheid gehad nie. Sy het my nie vertel van realiteite. Maar ek het gesê, Marietjie, dis in die beste plek waar jy kan wees. Werk net saam met die mense. Jy gaan weer by die voordeur van die kerk instap. So Susie hier ingestap het. Onthou jy die getuienis van Susie? Maar ons moenie toelaat dat mense wat in 'n situasie vasgevang is, net skielik van hulle hulpeloos nie. Want dit kan baie, baie maklik gebeur. Ons, wat die kind van God is en wat weet van jy met jou masker afval, moet mense help. En 'n hand uitreik en net sê, "Ag, nee, wil jy maar mense te doen en jy is te negatief." Want aangeleerde hulpeloosheid is negatiewe mense. Geweld, en sommer hoofpyn dat jy wil wegstaan. Maar dit is ons plig om ons lig te laat skyn, sodat dit nie gebeur nie. Die volgende ene is, die people's pleaser masker. Is baie van julle klink dit vir my. Ek moet toch net alles doen om mense gelukkig om my te hou. Ek kan nou nie nee sê nie, want dan gaan die mense ongelukkig wees. Ek kan nou nie ophou gee nie, want dan gaan die mense ongelukkig wees. Ek kan nie ophou gee nie, want wat gaan my familie sê as ek dit doen? People's pleasers, mense. Jy's besig om almal om jou mal te maak, actually. En jy te please nie. Jy gaan uit jou pad uit, jy ry kilometers uit jou pad uit, jy sê vir iemand, hoor, ek gaan môre baie toe. Hoor jy, maar gaan vir my soontoe, gaan vir my soontoe, en tel my alle goed op. As 'n plek van hom sê, nee, jy het self gevoel dat jy kan self ry, gaan doen jy dit nie. Eina, nee. Eina. Dankie, Martie. Ek gaan jou toets op aan doen, hoor. Mense misbruik jou goedheid en alles. Jy voel altyd in die middel van iemand anders se probleem. Baie keer as daar 'n rusie in 'n familie, dan kom die vrou na jou toe sê, ek kan nie meer met my man uitdoen nie. Hy doen dit en hy doen dit en hy doen dit en dit. Sy sê, dan sê jy vir ag, gaan rustig so. Dan kom die man sê, my vrou is te veel vir my, ek wil haar skei, ek wil met haar niks te doen nie. Nou voel jy in die middel. In 'n geval het jy luister, gaan vir huweliksberading en sort julle huwelik uit. Julle is kinders van die lewende God. Die huwelik is 'n instelling van God. Bid julle nog saam? Kom julle saam kerk toe? Gee julle vir mekaar spasie? Werk julle sag met mekaar? Wat is die ander een se liefdestaal? Weet jy wat dit is? As jy nie weet nie, dan moet jy groot skrik in jou blik raak jy vinnig uitvind. As 5 liefdestale. En ons moet weet wat mekaar se liefdestaal is en dan bedien ons mekaar nie vanuit ons eie liefdestaal nie, maar van die persoon se liefdestaal. En dan moet jy altyd weet, die persoon wat die Here vir my gegee het, is spesiaal, uniek en kosbaar. Ek moet nie ander mense met ons huweliksprobleme opsaam nie. Ek en my man of my vrou moet na huweliksberading toe gaan, by iemand wat kan doen en na die Here toe gaan. Praat eers met die Here. People
people's-pleasers by ons werk. Ons het ekstra ure in, ons kan net nie op werk nie, ons weet nie wanneer om die foon neer te sit nie, want ons moet tog nie die baas please, want dalk kry ek 'n verhoging. Al wat jy gaan kry is 'n hartaanval. Want hierdie people's pleasing sit ontsettend baie druk op jou. Verskriklik baie. Die laaste een, wat ek wil sê, is die prestasiemasker. Ek het 'n graad in sielkunde. Ek het 'n graad in ekonomie. Ek het 'n graad in dit. En my familie besit hierdie besigheid. En daai een doen dit, en hierdie een doen dit. En ek het al hierdie vermoëns om dit te kan doen. Maar jy gebruik my nie. En dan. Ons is so geneig om te sê, ek het hierdie prestasie, ek kan al hierdie goed te doen. Dit bepaal ons selfbeeld. Die middel van ons werk. In plaas van wie ons is in Christus. Dit moet jou selfbeeld bepaal. Niks anders. Niks anders. Jy kan nie sê, ja, maar ek het maar net, sal ek sê, is nie so kan nie. Nee, jy kan nie dit sê nie. Die Bybel sê, as jy verstand nodig het, bid dit van die Here af en hy gaan jou help. Was mense wat nie hulle skoolloopbaan kon voltooi nie weens disleksie, wat vandag groot besigheidsmense is, wat ander mense wil help, want hulle het gesê, ek gaan nie moet opgee nie, ek gaan na die Here toe. Ek kan nie presteer vanweë onvermoë wat ek het nie, maar met God se hulp kan ek suksesvol in die lewe wees. Want ek weet wie ek in Jesus Christus is, meer as 'n oorwinnaar. Deur hom wat my krag gee. Ek weet dit was vir my wat hy aan die kruis gesterf het. Ek ontmasker myself van my eie onvermoë. Want partykeer soos ons daai onvermoë op ons sê, ek kan nie, dan sê die Here, jy kan, want Jesus Christus kan jou help. Ons moet ophou om onsself te bepaal volgens die maskers wat ons dra. En dit skep 'n afstand tussen jou en God, en dit skep 'n afstand tussen jou en jou medegelowiges. Maar as jy met so 'n groot bors in die kerk instap, dan wil die mense eintlik nie na jou kom nie, né? Dan is jy nie diensbaar en nederig nie, want jy sit 'n masker op as jy inkom. Wat is die probleem met maskers? Dit put jou uit. En ek kan maar almal sê, dit vat energie om die hele tyd voor te gee. Daar's geen geestelike groei in jou lewe as jy aanhou met 'n masker rondloop nie. Want God sien jou hart. En jy spandeer so baie tyd daaraan om die masker voor te hou, dat jy die Here bietjie een kan stoot. En vergeet, daar's 'n woord wat jou lei en jou lig. Toe ons vanmôre gesing het, al sou die vyand om die bot. Ek het gesien hoe lekker sing en saam. Nou daai is 'n liedjie by die masker afhaal. Want die koskaste kan leeg wees, maar nogtans sal ek in die Here vertrou. Nogtans sal ek op hom staan maak. Ek mag werkloos wees hier vanoggend, maar ek het gesing, geseënd sal ek wees. Geseënd is die werk van my hande, my eiendom en al my geld. Nou as jy dit vashou, dan gaan die Here vir jou deurkom. Maar as jy vashou aan jou masker, want ek het nou maar nie werk nie, so ek moet maar betel by mense, dan gaan jy nêrens kom in die lewe, broer en suster. Jy's eintlik oneerlik teenoor jouself. Kom ons kyk wat sê die Bybel oor maskers. Ons lees Matteus 6, vers 1 tot 4. Hier het Jesus self gepraat, met volgende woorde gesê. Hy sê, pas op, dat julle nie julle liefdadigheid vir die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader, wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinsers in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Volgende Matilda, maar jy, hier sê die Here wat ons moet doen, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand
nie weet wat jou regtrou doen nie. Sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, en deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Jesus het regdeur die Sadduseërs, die Fariseërs en die skrifgeleerdes se maskers gesien. Dis hoekom hy woorde gesê. Hy het gesien wat hulle doen, en hy het hulle ontmasker met die Heilige Gees en vir hulle reguit gesê, dit wat julle doen is nie van God af nie. Hy was nie bang om met hulle te praat nie. Ek en jy moet vandag na hy selfe woorde luister en ons eie harte beoordeel op grond van daai woord. Wat sê Psalm 139 vers 1 tot 4? Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. Jou masker gaan jou nie help by God nie. Dit gaan miskien vir jou 'n ander beeld voor mense skep. Mense gaan dalk 'n ander opinie van jou hê, maar God ken jou hart. Psalm 139 sê dit vir ons. Hy weet alles van jou af. So wanneer jy volgende keer bid, maak seker, jy gaan nie na God toe met 'n masker nie. Hou jou masker af. Bely dit hoekom jy jou masker dra. Gaan na die wortel van die rede vir jou masker toe. En trek dit al uit. En sê, Here, ek wil nie meer 'n masker dra voor mense nie. Ek wil myself wees, want ek wil myself wees voor God. Daar staan hy, want daar is nog geen woord op my tong of U, Here, U ken dit, geheel en al. Daar is genade in ontmaskering. God weet reeds alles van jou. Om voor God 'n masker te dra is nutteloos en onnodig. In die kruis is daar geen oordeel vir ons sonde nie. Dit is die enigste plek waar ons waarlik vry kan wees. Onthou jy vir Adam en Eva in die tuin? Nadat hulle van die appel geëet het, wat het hulle gedoen? Het gaan wegkry. Want hulle het besef, hulle is naak. Met ander woorde, daar was 'n masker oor hulle getrek, en weggekry agter die boom, en sê, Here, ons kan nie toe kom nie. Ons is naak, maar God het klaar geweet wat hulle gedoen het. Broer en suster, die dra van maskers wat jou uit. Paulus maak dit duidelik wie hy is, ken ons sy hart. Kom ons lees 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as die Here wat die Gees is. As jy sonder jou masker voor hom sit, en jy laat hom toe om jou te verander, word jy gelyk aan die beeld van Jesus. Is dit nie wat ons wil wees nie? Ons wil van binnekant af na buitekant toe verander word, om soos Jesus te kan lyk, en soos hy te kan wees, soos hy te kan reageer, soos hy te stap. Ons is nie Jesus nie, maar ek maak dit baie duidelik vir jou. Maar hy kan ons help om na sy beeld verander te word. Maar ek en jy met ons maskers so 'n bietjie afval. Lukas 12 vers 1 tot 3. Toe duisend van die skade ondertussen saamgekom het, sodat hulle mekaar vertrap het, begin hy aan sy disippels te sê, pas op, veral vir die suurdeeg van die Fariseërs. Dit is geveinsdheid.
en daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word. En wat julle in die oor gepraat het in die binnekamer, sal op die dakke verkondig word. Broer en suster, as jy 'n masker opsit, en jy doen goed wat nie van God af is nie, gaan hy masker jou tigtig en hy masker van jou aftrek, sodat dit wat jy gedoen het, geopenbaar kan word. Ek waarsku vanmôre, ek vermaan met liefde vanmôre, want ek wil by liefde sonder grense kom. Ek en jy kan nie verstaan wat liefde sonder grense werklik is, voor ons maskers afgaan. Ek wil vir die vraag volgende. Onthou nog almal die COVID-masker, né? Die COVID-masker wat ons so gedruk het en ons nie asem laat kry, nie onthou dit. So lyk dit wanneer jy 'n masker dra. Baie keer is alles om jou bedek, nie jou oë steek uit. Maar ek vermaan vanmôre met liefde. Moenie aanhou met daai masker wat jy dra. Wat nommer 1 jou seer, nommer 1 die kwaad wegsteek en nommer 1 die dinge wat God daar wegsteek. Maak klaar met dit. Haal jou masker voor God af. Laat hy toe dat jy onmasker. En begin leer om te leef sonder jou masker. Ek gaan vra die musikant my kom help vir afsluit. Ons gaan vir 'n liedjie sing, die liedjie se naam is The Power of Your Love. En ek gaan vra dat jy saam met ons opstaan en dit sing. Maar vanmôre gaan ek nie 'n uitnodiging maak nie. Ek wil u 'n geleentheid gee. Daar waar jy staan vanmôre, laat die liefde van die Here jou help om te ontmasker. Laat die liefde van die Here jou help om ontslae te raak van daai goed wat keer dat jy geestelik groei. Laat die liefde van die Here vanmôre, daai liefde wat sonder grense is, wat ons herdenk het vanmôre, jou toelaat om daai diep seer wat veroorsaak dat jy 'n masker moet opsit, dat die Heilige Gees dit kom wegvat uit jou uit. Dat hy jou heel maak en nuut maak en herstel. Ek gaan vir dat jy staan en saam met ons gaan sing The Power of Your Love. Baie dankie. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be swept away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Breathe draw me to your side, and as I wait, I'll surrender my feet, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Let me see your face to face, knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life. Living every day.
Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir daai liefde sonder grense wat ons help. We will soar up like an eagle, Lord, because you are carrying us. U wind is onder ons sterke, Here. U vuur is in ons harte. En saam met u gaan ons hierdie pad stap en oorwinning kry oor elke masker in ons lewe, oor elke seer in ons lewe, oor alles wat ons terughou van geestelike groei. Dankie, Here. U gaan vir ons help en u help ons elke dag en ons loof u vir liefde vanmôre. In Jesus naam. Amen en amen. Ons gaan afsluit in 'n oorwinning. Julle reg daarvoor? My shackles are gone. Hallelujah. My shackles are gone. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He lifted me. My sins are forgiven. And now I'm free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. Oh, my shackles are gone. My shackles are gone. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He lifted me. My sins are forgiven. And now I'm free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit Kom is ons sing dit nog 'n laaste maal saam. My shackles are gone. Hallelujah. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He lifted me. My sins are forgiven. And now I'm free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. Hallelujah. Kom ons sing die Here. Kom ons loof hom. Kom ons loof hom vanoggend. Hy maak alles vry in ons lewe. Ons kettinge is gebreek. Ek gaan vir Marie vra om af te sluit met gebed vir ons vanoggend. Ek groet jou by die deur. Ek nooi jou vir 'n koppie koffie, ietsie om te eet na die tyd om gesels met ons en onthou, familie, as jy voel jy moet iemand praat en die Here wys my, bel my asseblief en maak 'n afspraak. Moenie bang wees om dit te doen nie. Reg? Kan ons gaan? Dankie maar, sluit vir ons af. Kom sê die woord. Baie dankie Here dat ons hierdie Sondagmôre hier in die huis kan kom, Here. Here, ons dankie vir die woord wat U vir ons gebring het deur pastoor Elise vandag, Here. En Here, baie van ons dra maskers, Here, dis 'n keuse, maar vir van ons is dit, Here. Here, van ons dra maskers want dinge het gebeur in ons lewe, Here. En ons voel ons kan nie meer onsself wees nie. Ons is nie goed genoeg nie. Ons kan niemand vertrou nie. Here, maar ons kom vandag en ons vra Heilige Gees, genees elke wond wat veroorsaak dat ons 'n masker dra. Here, gee ons die krag, Here.
Gee ons die vermoë om my masker te kan afval, Here, voordat dit kan beweeg. Heilige Gees, ons vra vir U krag om deur ons te vloei. Werk in ons deur hierdie week, werk in ons harte en ons gedagtes. Help ons om dat laat gaan van die verlede, laat ketting sal afbreek, Here, en dat ons nie gemaak sal word. Dit sal weet ons is goed genoeg, want U het ons gemaak net soos wat ons is, Here. Here, wees met ons deur die week, Here. Bewaar en beskerm ons en bring ons volgende Sondag veilig terug in U huis. Ons bid dit alles tot eer van U naam in Jesus Christus naam.